Ons hanteer die Bybel dikwels as 'n objek. Ons bestudeer die Bybel. Ons dissekteer die Bybel. Ons lees die Bybel so asof ons uit die hoogte af na die Bybel kyk. En ons beoordeel wat dit sê, asof ons die finale sê en die finale gesag oor die Bybel het. Een van die gevare, as ons die Bybel op daardie wyse hanteer, is dat ons maklik die Bybel kan misbruik. Jy kan die Bybel misbruik as 'n toerboek. Dis 'n vinnige naslaand boek vir kitsantwoorde. Dis 'n vingerdrukboek. En wanneer jy moeilikheid het, kan jy vinnig 'n versie of 2 gaan soek om jou uit die moeilikheid uit te help. Ons hanteer tekste op sigwaarde, ons lees tekste in isolasie asof dit nie in verband staan met die res van die teks of die perikoop of die Bybel nie. Ons lees tekste asof ons nie die groter konteks daarvan in ag neem nie. Versies word gelees asof ons die eerste lesers is wat vir die eerste keer met daardie teks gekonfronteer word. Ons kan ook maklik die Bybel lees asof dit 'n openbaring is wat direk uit die hemel uitgeval het. 'n Boek wat letterlik deur God se eie hand geskryf is, asof dit net so klaar uit die hemel uit na ons toe gekom het. Asof mense met hulle eie situasie nie deel daarvan was nie. Asof dit een boek is, pleks van 'n versameling van boeke. Asof daar nie minstens 42 verskillende skrywers betrokke was by al die boeke van die Bybel nie. Asof die Bybel nie oor 1600 jaar tydperk tot stand gekom het nie. Elke teks word maklik letterlik opgeneem. Alle tekste word op dieselfde vlak gelykgestel, asof hulle ewe relevant is vir ons eie situasie vandag. Die konteks, die omstandighede, die agtergrond van die teks, die genre, die skrywer word dikwels nie in ag geneem nie. Ons kan die Bybel dikwels lees of gebruik en misbruik as 'n buikspreekboek. Die Bybel sê wat ek sê. My standpunt is ook die Bybel se standpunt. Mense sê te maklik, God sê of die Bybel sê, maar dan is dit dikwels maar ons self wat sê. Ons almal het brille waardeur ons na die Bybel kyk. Ons lees die Bybel deur ons eie lense. En eers as ons van ons eie brille bewus word, kan ons die Bybel toelaat om vir onsself te praat. Die Bybel is God se woord. Maar dit is God se woord in mense woorde. Daarom is dit eintlik andersom. Die Bybel word die subjek en ons harte word die objek. Die Bybel lees ons. Ons word gedissekteer, ons word ondersoek. Die Here werk deur sy woord met ons en ons moet verander, nie die Bybel nie. Dit was juis Jakobus se probleem daar in hoofstuk 1, wanneer hy sê mense hoor die woord aan en dan stap hulle daarvan weg en vergeet onmiddellik wat hulle gehoor het. En hy vergelyk dit dan met iemand wat in 'n spieël gaan kyk en die oomblik as hy omdraai, vergeet hy dadelik hoe hy gelyk het. Maar dis eers as die Bybel met jou begin werk. Dis eers as die Bybel jou gedagtes en jou lewe begin beïnvloed, jou denke begin verander, dat die Bybel jou begin lees en jy nie meer die Bybel as 'n objek hanteer nie. Hoe doen ons dit? Ons moet leer om soos die psalmskrywers van destyds ook al hoe meer die gebed te bid wat ons so dikwels uit die hart van Dawid ook hoor. Here, deurgrond my hart. En elke keer wanneer ek na die Bybel toe gaan, moet dit met daardie bede in my hart wees. Here, praat met my, werk in my, gebruik u woord om my aan te spreek, in my lewe in te spreek, te verander waar dit nodig is. En dan moet ek bereid wees om gehoorsaam aan dit wat ek hoor by God, juist te gaan leef en juist te gaan verander. Mag die Bybel jou en my
al hoe meer